Sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord is weer vanoggend uit Prediker 12 uit vers 12. En Prediker sê, en buiten my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke maak, kom geen einde nie, en baie studie is 'n vermoeiing van die vlees. Prediker sê, my seun, aan boeke skryf kom daar nooit 'n einde nie, baie studie put 'n mens uit. Nou jy kan vir enige skrywer vra, wanneer ons 'n boek begin skryf, is dit baie belangrik om 'n afsnypunt te kry. Ek weet van 'n man wat 'n kosbare geaardheid het, en wat so 'n goeie mens is, en hy het 'n boek begin skryf. Hy het jare en jare en jare aan daardie boek geskryf, want hy kon nie 'n afsnypunt gekry het nie, want elke keer was daar nog iets wat hy wou bygevoeg het. Nou dit is soos dit met ons lewe gaan. Jy dink nog dat die wasbak nie sal lek nie. En as jy vanaand weer daar kom, dan is daar weer 'n lekkasie. Jy dink nog jy sal kan ry en geen papwiel sal jou tref nie. En voor jy kom kry is daar 'n papwiel. Jy dink dalk by jouself, ek gaan betyds wees, daar gaan nie verkeer wees nie. En dan breek daar 'n groot trok voor jou. En daardie verkeer word so 'n bottleneck verkeer. So elke keer is daar nog iets en nog iets wat sal gebeur. So kom ons kyk na hierdie gedeelte. Party van ons leef so versigtig dat ons nooit iets wil waag nie. Ons spaar ons geld vir daardie swaar dae wat voor lê. So wat sê ons eintlik, en daarmee sê ek nie, jy moet nie spaar nie. Maar ek sê, maak jy voorsiening vir swaar dae, of maak jy voorsiening dat jy gespaar het. Ons gebruik nooit daardie waardevolle eetgerei nie. En wat gebeur op die einde van die dag? In hy kas waar dit weggebere is, as jy dit nie gereeld was nie, gaar dit net stof op. Wat van daardie parfuum? Daardie wat dalk nou al seker geel in jou kas staan. En weet jy hoeveel komplimente jy eintlik kon gekry het, as jy daardie kosbare parfuum al gebruik het? Hierdie kom al 'n lang tyd, saam met ons as Christene ook in die kerk. En dit is goed, dat ons versigtig leef. Maar dit beteken nie, ons moet bang en in vrese leef nie. Die prediker wil ons leer, gebruik jou kop, jou verstand. Moenie soos dwaase by plekke instorm, waar engele nie eers sal kan in wil gaan nie. Ons moet ons woorde tel, en ons moet ons kyke beheer. Jy weet daardie woorde van ons wat sommer net klap, ons dink nie wat ons sê nie, en ons sê net sommer wat in ons gedagtes opkom. Ons moet ons gedagtes monitor. As jy jou gedagte sal omgekeer het, gaan dit soos 'n asblik lyk, of gaan dit soos saad lyk, wat kan opkom in God se koninkryk. Dit beteken nie dat ons vervelige, vaal mense raak, wat nooit die golwe van die lewe trotseer nie. Prediker sê vir ons baie duidelik, die lewe is onregverdig. Ons antwoord is op dit. Ons gaan dit nie maar net aanvaar nie. Ons gaan nie leef elke keer op 'n reaksie, die heeltyd by gevegte betrokke raak, wat nie eintlik ons geveg eers is nie. Ons gaan nie maar net alles gelate aanvaar nie, maar ons gaan kies om elke dag sin aan die lewe te gee. Ons gaan ophou om te slagoffermentaliteit rond te loop, en nie leef asof ons 'n vlammetjie van hoop die hele tyd binne in ons het. Al brand dit laag, kan dit baie hoog brand. Die lewe is nie ons baas nie. Ons gaan kies om die lewe te leef, om vreugde te ervaar. Ons gaan kies om vry te wees, want waar die Heilige Gees is, daar is daar vryheid. Ons gaan kies om nie te haat nie, nie wrokke op te bou nie. Ons gaan eerder kies om gelukkig te wees,
Nie deur ons vreugde nie, maar deur die Heilige Gees se vreugde. As ons water nat lê in 'n bedding, dan sal die water heen gaan, waarheen ons dit afkeer. Jesus, baie dankie vir u bloed vanoggend, dat ons dit kan drink, ons eie maak, om skoon gewas te word, van gedagtes en woorde. Dankie Jesus vir u liggaam, wat ons dit vanoggend kan eet, om genees te word op al die plekke wat ons dit nodig het. Amen.